Jesus het opgestaan, hy het opgevaar, hy leef en hy wil hê ek en jy moet ook saam met hom 'n opstandingslewe leef, sodat ons vir altyd ook saam met hom in ons Vaderhuis kan wees. Baie welkom vanoggend weer by jou Lewe Lig Sondag stil word. As iemand vir my sou vra, wat was die grootste geestelike deurbraak wat jy beleef het in jou lewe? Dan sou ek gesê het, een van die grootste geestelike deurbrake wat ek beleef het in my lewe, was so 'n paar jaar gelede. Ek het in stilte by die voete van die Here gesit, en hierdie vraag het ewe skielik in my gedagtewêreld opgekom van, hoekom dien jy my? Hoekom het jy my lief? En ek het sommer gedink dit is my eie lawwe gedagtes, en wou wegdink daarvan af. Maar hierdie vraag het aanhou terugkom. Hoekom het jy my lief? En ek het naderhand probeer om die vraag te beantwoord, en toe besef ek draai vas. Hoekom het jy my lief? Het jy my lief ter wille van wat ek vir jou moet doen en kan doen? Dien jy my ter wille van wat ek vir jou kan doen, moet doen, gaan doen? Of het jy my lief vir wie ek is? Dien jy my omdat jy vir my lief is? En ek het een ding besef, dat dit so waar is, wat daar in 1 Korintiërs 13 staan. Ons kan al die dinge hê, al die gawes, ons kan al die dinge doen, ons kan ons liggaam oorgee om verbrand te word, ons kan net maar alles doen. Maar as ons nie lief het nie, het ons niks. Jesus het die hele wet saamgevat, alles wat die doen van mense was. En hy het gesê, die lewe gaan oor een ding. Jy moet kan lief hê. Jy moet God lief hê, jy moet jou naaste lief hê, en jy moet jouself lief hê. Kom ons word vanoggend eers net stil in die teenwoordigheid van God. En in ons stil word wil ek ook vanoggend vra, dat jy oor hierdie vraag sal nadink. Hoekom dien jy God? Hoekom het jy hom lief? Vir wat hy moet doen vir jou? Of vir wie hy is? Kom ons word stil. Ons tema van vandag se Sondag stil word is geloofskole. Efesiërs 2 vers 10. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Nou, jy hoef nie bekommerd te wees nie, ek gaan nie Noordpool of Suidpool toe nie. Vanoggend wil ek begin deur met dit wat ek aan het, 'n baie belangrike punt vir jou te illustreer. Jy sien, wanneer ek en jy tot bekering kom, dan lyk ons so. Al ons dinge wat ons rondom het, al die ou gewoontes, alles wat in my lewe was, is nog steeds. Maar ons het ook vir mekaar gesê, daar het iets binnekant gebeur. Ons het nuwe mense geword. En die implikasie daarvan is dat ek en jy nou moet begin om ontslae te raak van alles wat keer dat ons God se liefde kan beleef en dat dit
deur ons kan vloei. So, jy sien ek moet begin om 'n bietjie van al die dinge wat ek saamdra in my kop en my hart oral ontslae te raak. Ek trek die een baadjie uit. En dan dink ek, jy, Boeta, nou het ek dit gemaak. Nee. Jy sien, hier is nog 'n baadjie. En hierdie goed, soos wat dit leiers is, soos wat die mense sê, laag op laag, vat hande met mekaar. Daar's 'n klomp koneksies in die kop wat maak dat ons moeilik ontslaa raak van hierdie goed in hulle geheel. So dan trek ek die volgende een uit. En dan dink ek, wow, nou is ons daar. Nee, nog steeds nie. Jy sien, ek het nog steeds 'n baadjie aan. En dan trek ek hom uit. Ek het nou nie genoeg laagklere dat ek nou al die fases vir jou kan wys nie. Maar die hele op pad gaan saam met Jesus is 'n ontslaa raak van al die dinge wat my in die kop vasknoop. In Indië maak hulle die klein olifantjies met sulke dik toue vas terwyl hulle klein is. Hy probeer met alles in hom om daai tou te breek, maar hy kry dit nie reg nie. Dan word hy groter en die tou word dunner en nog 'n bietjie dunner, en as hy groot is, dan maak hulle hom met so dunne toutjie vas. Hy kan hom in die grootste gemak breek, maar in sy kop glo hy, daai tou is nog steeds so dik, en hy glo, hy kan hom nie breek nie. Jy sien, dit is daardie koptoue waarvan ek en jy nou as kind van God, nuwe mens, ontslaa moet raak. Kan ek vir jou vra, hoe voel jy vanoggend? Veral nadat ons verlede week daardie groot sprong geneem het, daardie keuse gemaak het om Jesus te volg. En onthou jy wat het gebeur elke keer wanneer Jesus vir mense gesê het, kom volg my. Hulle het alles wat hulle gehad het, soos Petrus en die ander disippels, baie van hulle, het hulle neergesit, hulle die nette neergesit, en hulle het begin om in die voetspore van Jesus, saam met Jesus te leef. Gewoonlik sê party mense vir jou, maar dit was so fantasties, weet jy, ek voel so lig, dit voel vir my, ek het vlerke aan my voete, dit voel vir my net, my hele lewe het verander, en ek is op hierdie geestelike high, en dit is net vir my, alles is net so mooi en so wonderlik. Dan sê ek wel, okay, stop net die bus, dis goed en wel, maar oppas, dat jou gevoel nie begin om alles wat vorentoe gaan gebeur te beheer nie. Ander mense sal sê, maar weet jy, ek voel nie anders nie. Daar het nie vreeslike dinge gebeur in my lewe nie. Ek is maar nog steeds net my goeie selfde ek. Nou die eerste, en ek wil amper sê die heel belangrikste ding, wat ek en jy moet besef, is dat geloof bou op sekere dinge. Kom ek wys dit gou vir jou met hierdie illustrasie van die trein. Soos jy kan sien hier, oom lokomotief is geloof. En net agter oom lokomotief kom die gevoel en die feite. Nou dit is nou daar die mense waarvan ek net gepraat het, wat gesê het, maar weet jy, ek is op hierdie high, dit is wonderlik en alles is net goed en honkie-dorie en die lewe is 'n lied. Kyk nou net hier op die gevoel waar. Wat is op die gevoel waar? Hout. So gevoelens is hout waarmee die lokomotief gestook word. Maar nou sal jy weet, hout brand gou uit. En dit is aanvanklik 'n groot vlam en 'n groot vuur, maar hy hou nie lank nie. Die feite waar is gelaai met kole. Kole, anders as hout, brand langer as hout. So, dit begin nie so vinnig brand nie, maar as dit eers aan die brand is, dan hou dit baie langer en daar's 'n groter hitte-intensiteit. So daarom is dit noodwendig so dat jy gaan verder kom met kole as met hout. As jy jou trein stook met die kole,
gaan jy verder kom as met die hout. Jy sal onthou ek het verlede week vir jou gesê, as iemand vir my vra, wanneer het ek tot bekering gekom, dan sê ek vir hom, vanoggend. Want elke oggend maak ek die keuse om in geloof op Jesus se spoor te lewe. Maar elke oggend maak ek ook 'n volgende keuse. Ek kom in die stasie van die lewe in, en dan maak ek 'n keuse. Ek gaan nie vandag vanuit my gevoelens lewe nie. Ek haak die gevoelswa af, ek sit die feite waarvoor, en wat gebeur nou? Ek stook my geloof met feite, nie gevoelens nie. En die oomblik as ek my geloof met feite stook, dan volg die gevoelens. As ek hom omdraai, dan werk dit net andersom. As ek my geloofsterrein stook met hout, met emosie, met gevoelens, wat gebeur? Dan gaan dit goed vir 'n ruk en dan ewe skielik begin ek nie meer so goed voel nie. Want wat gebeur nou? Die feite waar verloor ek uit die oog. Ek sien nie meer en ek fokus nie meer en ek leef nie meer vanuit die beloftes van Jesus nie. So geloof bou heel eerste op feite. Die belangrike ding is dat jy en ek nou die feite moet weet. Feite soos dat Jesus sê, nou dat ek 'n kind van God is, kan niemand en niks my meer skei van sy liefde nie. Niemand kan my uit sy hand uitruk nie. As jy kinders het byvoorbeeld, hulle kan wegloop, dan sal hulle jou wegloopkind soos die verlore seun. Hulle kan stout wees, dan sal hulle jou stout kind, maar hulle bly jou kind ongeag van wat hulle doen. En dit is wat God ook nou sê. Hy sê, jy is nou sy kind, en niks kan dit verander nie. Nou is ons weer terug by daai ding wat Paulus gesê het, van, weet jy, ek kan nou maar doen wat ek wil, wow, nee, ek is nou God se kind, en ek sal vir altyd dit wees, en ek gaan hemel toe. Nee. Onthou jy wat het ons ook vir mekaar gesê? As ek nie dit wat die wêreld vir my aangetrek het, as ek nie wil ontslaa raak daarvan nie, dan gaan ek uitmis op die grootste voorreg wat daar is. En dit is om God se vrug in my lewe te kan ervaar nie. Liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, blydskap, selfbeheersing. Wow! Dit is waaroor dit gaan. Nou wat sou jy nou dink, is die implikasies van dit wat ek sê? Die implikasies, ek en jy moet heel eers onthou, ons leef nie nou 'n ou lewe, net 'n bietjie meer godsdienstig en heilig. Ons lees 'n bietjie meer Bybel, ons bid net 'n bietjie meer, en so gaan ons aan, ou lewe, selfe lewe, en ons gooi net 'n geestelike sousie oor die. Jesus sê, hy maak alles nuut. So in die begin het ons vir mekaar gesê, die kolewa wat jou die verste bring, is die feite waar. As jy jou geloof stook met feite. In Matteus 5-7 gee God sy nuwe wêreld se reëls vir ons. En ek wil jou uitdaag, begin om Matteus 5-7 te lees, soveel soos wat jy kan. En dan gaan jy agterkom hoe anders God se nuwe wêreld is en lyk as die wêreld waarbinne ons lewe. Ons is babietjies in die gees en ons moet nou gevoed word. Ons moet God leer ken vir wie hy is. En ons kan hom net begin lief hê deurdat ons in verhouding met hom begin lewe. Volgende week gee ons volgende tree op hierdie nuwe pad wat ons nou begin stap. Mag die Here jou ryklik seën. Amen. Here, soos vir 'n klein babietjie, is u nuwe wêreld ook heeltemal vreemd vir my. Ek lê ook in groot oog verwondering en kyk met u oë na alles rondom my. Soms is dit oorweldigend en dan word ek bang, maar elke keer is u daar om my bang weg te vat en om my in u liefde te koester.
Leer my elke dag, Here, om nie op loop te gaan met dinge waarvoor ek nog nie reg is nie. Dinge aan te pak wat ek nog nie kan doen en wat daartoe gaan lei dat ek seer gaan kry nie. Leer my om elke dag in geloofsvertroue en in afhanklikheid van U te lewe. U weet beter as enige iemand anders wat ek nodig het vir elke tree van hierdie pad saam met U. Dankie, Heilige Gees, dat U besig is om my binnekant sterk te maak en voor te berei om verras te word met Jesus se nuwe lewe vir my. Leer my om na U stem te luister en om dan te doen wat U wil hê ek moet doen. Dankie vir U liefde, Jesus. Ek is baie, baie lief vir U. Amen. Een groot baie dankie aan elkeen van ons ondersteuners wat ons help om te kan voortgaan om mense gratis te kan bedien met Jesus se liefde. Wees verseker dat dit tot uitbouing van die koninkryk van God hier op aarde aangewend word. Indien die Heilige Gees dit ook op jou hart lê om betrokke te raak by Lewe Lig bediening, kan jy jou bydrae aan die volgende rekening maak. Jou gebede en ondersteuning word opreg waardeer.